Welkom by nog 'n episode van Wat kook in die kombuis. 'n Maandelikse video-insetsel wat ek aan Litnet stuur, waarin ek vertel van boeke wat ek gelees het die afgelope maand of so. Daar's 3 boeke waaroor ek gou wil gesels in hierdie episode. Net eers kenwys sê. Koffie en woorde. Swart koffie, wit woorde. Koffie en woorde. Swart koffie, wit woorde. Swart is die nag wat verby is. Wit is die oggend wat wag. Goud is die dagbreek en rooi is die wond van my pyn. Blou is die lig. Hier agter my woorde 'n gordyn. Koffie en pyn. Koffie en woorde. Koffie en wyn. Right. Die eerste boek waaroor ek wil gesels is nie 'n splinternuwe boek nie, dit het al 'n hele paar jaar gelede uitgekom by Lapa Uitgewers. Dit is 'n versameling gedigte met 'n interessante tema. Gedigte vir tieners, saamgestel deur Jaco Jacobs. Sterkkykers, baie mooi omslag. Interessante gedigte. Ek het die boek weer nader getrek, want ek het onthou dat toe ek dit die eerste keer gelees het, dit my baie beïndruk het, en hierdie keer, ek kon nie help nie, dit het my, kyk, 'n mens beleef van jou mees intense gevoelens wanneer jy 'n tiener is. So intens dat 'n mens later in jou lewe 'n bietjie bang is om dit te onthou. Hierdie boek laat my in sekere opsigte daardie bangheid weer ervaar. Ek is amper bang. Ek wil 'n vinnige gedig lees deur Ronelda Eskamp, 'n ontstellende gedig. Party van die gedigte is ontstellend, party is vreugdevol, party is net vol allerlei verrassings. Daar's nie eintlik een tema wat sterk deurkom nie, maar hierdie gedig is vir my uitstekend. Die gedig se naam is Box Cutters. Ek kan nie presies onthou wat daai dag alles gebeur het nie. Ek weet ek was alleen. Dit was oggend, 3 mans in werksklere, 'n grasmasjien, 'n boxcutter. Een het my van agter gegryp, die ander het die boxcutter teen my keel gedruk, die ander een het my bene onder my uitgeslaan. Toe ek op my rug val, toe sien ek die kar om die draai kom, die blinkgroen kar. Ek het geskreeu, nee, help my, iemand, help my. Die 3 mans het my gelos en begin hardloop. Ek het opgespring na die groen kar gehardloop. Die kar het stadiger gery, tot ek naby genoeg was, dat hulle die bloed in my nek kon sien. Toe jaag hulle vinnig weg. Ek het stadig huis toe gestap. Toe ek die voordeur oopmaak, vertel ek my oom wat gebeur het. Hy staar vas teen 'n dooie muur en sê ek moet winkel toe gaan om brood te gaan koop. Nou ja, wat kan 'n mens sê? Dankie dat jy vir ons hierdie
klomp treffende gedigte bymekaar gebring het, en dankie dat ek dit nou weer kon lees. Ek is bly ek het, hoewel baie daarvan my nogal ontstel het, opnuut. Mag ek net byvoeg, ek is nogal bly, ek is nie meer 'n tiener nie. Dankie Lapa uitgewers. Dan is daar 2 romans wat nou onlangs uitgekom het. Hier is 'n draadjie wat in my oog hang. Gelukkig kan ek myself daarom nog sien. En toevallig is die 2 boeke waaroor ek nou wil gesels, die 2 romans, toevallig handel dit oor dieselfde tema as Jaco saamgestelde digbundel. Dit gaan oor tieners, oor hoe tieners die lewe ervaar. Waarom ek nou toevallig 'n klomp boeke begin raaklees het wat oor hierdie onderwerp gaan, weet ek nie. Is die universe besig om my te probeer herinner aan dinge wat gebeur het toe ek 'n tiener was? Ek hoop nie so nie, ek wil nie eintlik daaraan terugdink nie, dit was nie alles baie lekker nie. En hierdie 2 boeke is ook nie, gaan meestal ook oor, laat ek het so stel, dis nie lekker leesboeke nie, dis pynlik. Ek wil 'n kort uittreksel lees uit die eerste een. God is liefde, verklaar die kansellappie in goud op rooi fluweel geborduur. Daar waar het voor die preekstoel in Kempstrif se kerk hang. Op die galery vermorsel tannie Nettie met pompende pedale vir Mendelssohn. Is dit nie briljant geskryf nie? So suggestief, so konkreet, die sulke welleidende metafore, mens kan nie help nie, dit weerklink in jou ore. Dis 'n goed geskryfde boek hierdie, hoor. Al sê ek, dis nie lekker leesstof nie, dit is nie baie lekker nie, dis pynlik, maar dis 'n uitstekende boek. Die boek se naam is Die skuld wat bloed betaal. Dis blykbaar 'n debuutroman en dis geskryf deur Sandra Skinner, gepubliseer deur Naledi. 'n baie ontstellende roman, 'n baie goeie roman. As jy die moed het om dit te lees, as jy gatvol is vir Stephen King, en jy wil iets dieper, iets meer om jy lyf lees, is dit jou boek wat jy moet kies. Dan was daar nog een, ek kom nou by hom uit. Nou goed, die universe is inderdaad besig om my te folter. En ek gebruik die woord folter nie net omdat dit in hierdie stukkie voorkom nie. Dis 'n woord wat my nie, wat spook by my. Hierdie is, as ek gesê het, die vorige boek is moeilik en pynlik. Hierdie is ook 'n tipe van 'n jeugboek. Dit vertel oor ervarings van jong mense. Dis indien moontlik nog meer ontstellend. En soms grafies. Kan ek hierdie paragraaf lees? Die gefolterde liggaam was nie die van die sprankelende meisie wat 2 weke tevore saam met haar broers die plaas verlaat het nie. Dit was nie die meisie wat op haar verjaarsdag nog gillend en trots vir hom en Hanna kom vertel het dat haar broers maande se sakgeld op haar geskenk spandeer het nie. Dit was nie die klein baba meisie wat hy in sy regterarm in die slaap gewieg het as sy moeilik sou raak nie. Dit was nie die kleuter met die pink linte in haar hare wat Sondag agter haar broers aangetrippel het op pad na die kerktrappe nie. Dit was nie sy kind hier voor hom nie. Hierdie kind se liggaam was blou en geswel op plekke. Haar gesig onherkenbaar geskend deur die elemente. Haar onderbene vermink en onnatuurlik verdraai. Dit was nie
Lara Ludik nie. Weereens, ontsettende goeie prosa, ontsettend goed geskryf, ontsettend ontstellend. Ek gaan weereens niks oor die storie verraai nie. Dit is 'n skrywer wat nou al 'n naam gemaak het met 'n paar boeke, baie in die krimi genre. Hierdie ook. Hierdie boek se naam is Roulette. Ek het sommer in die eerste hoofstuk al amper naar geraak van ontsteltenis oor die dinge wat hy beskryf. Dit is regtig nie, hierdie boek is nie maklike leesstof nie. Maar dit is die soort dinge waarvan 'n mens seker moet kennis neem. Dis die soort leefwêreld van sommige tieners in Suid-Afrika. Sidney Gilroy is die skrywer. Die boek is uitgegee deur Iman en Rousseau. Die hoofkarakter is 'n speurder, Sergeant Solly Mthembu, wat reeds in ander boeke buiging gemaak het. Dis 'n deurlopende tema of karakter, maar 'n splinternuwe verhaal en baie gruwelike, ontstellende storie. Dis 'n moedleesboek in kort. Dankie Iman en Rousseau, dankie Sidney Gilroy, dankie Roulette. Sjoe, okay. Ons gesels weer volgende maand. Miskien, hopelik, is die boeke wat ek dan vir julle van vertel minder ontstellend. Ek vra myself af, is daar nog lekker leesboeke in Afrikaans? Ek hoop so. Ek bedoel, dit is fantasties dat mense oor hierdie goed skryf en dit is uitstekende werke, maar oei, ek mis vir Trompie. Tot later, dankie.